verskriklike bitterheid. Ons is onder die Engelse juk uit, die trots is onbeskryflik geweest. Christo Conradie is 'n kulturele aktivis en 'n eiendomsontwikkelaar. Christo Conradie, baie welkom. Christo, ek wil begin deur jou te vra watter jaar is jy gebore terwille van die tydsstempel. 1958. Goed. Die volgende vraag is wat is kultuur? Ja, kultuur is ek dink is 'n lewensingesteldheid in terme van wie jy is as 'n kollektiewe volk, gemeenskap of wat ook al, 'n nasie en wat daarmee saamgaan, jou taal, jou geskiedenis, jou herkoms, jou manier van lewe, manier van mens wees saam met jou ander mense, al daai tipe van goed. Ek hoor jy sê daar's 'n groep betrokke, dis nie individue nie. Nee, natuurlik nie. Nee, kultuur het te doen met 'n groot kollektief. Mense, 'n groep mense wat 'n baie sterk samebindende gees het. Christo, wil jy ons nie so 'n bietjie 'n agtergrond gee van waar jy begin het en wat jou eie agtergrond is nie? Ja, John, ek is maar 'n plaasie daar van die plat Vrystaat, Hertsgwil se wêreld. En het groot geword in 'n era waar die plaaslewe was die algemene ding. Dit is wat ons Afrikaners was. Ons was grootliks plaasmense, ons was plaasboere. En ja, daar was al redelik verstedeliking gewees, maar soos ons baie keer vir mekaar sê, ek dink elke Afrikaner het in daai stadium een of ander familie gehad wat op 'n plaas is, wat hom vakansies as skoolkind op die plaas gebring het en wat 'n verbintenis met die boerdery gehad het. Ek dink tot vandag toe is daar 'n sekere groot mate van daai waarheid steeds geldig. So ja, ek het op 'n plaas in die Vrystaat groot geword, klein seentjie tussen my werkersmaatjies met windhonde en ketties en windgewere ensovoorts, en dit is maar hoe ek groot geword het. Was jou ouers polities bewus gewees? Ja, dit is 'n baie interessante ding, want hulle was nie. Jy weet, ek is gebore in die tyd na strydom en die begin van verwoerd, en in ons deel van die wêreld was daar nie politieke stryd nie. Die nasionale party het sterk geword, het momentum opgebou, en veral in ons omgewing was hulle amper onbestrede in die verkiesings. Daar was nie regtig stryd nie. Daar was nou wel die ouens wat wou parlement toe gaan, wat nou maar bietjie hulle stryd gestry het. Maar dit was nie 'n kritiese stryd nie. Dit het nie jou opgesweep of opgewen om betrokke te raak en deel te wees nie. Daar was nie bekommernisse nie. Dit was eintlik 'n baie ontspanne en 'n kommervrye, kommerlose tydperk van ons volk se lewe. En ek dink dit het gemaak dat politiek op die agtergrond geskuif het. Wat belangrik was om te boer of besigheid te doen of 'n goeie werk te kry, goed te doen, opgang te maak in jou beroepslewe of waar jy ook al betrokke was. Ek dink die materiële het daar begin 'n bietjie na die voorgrond skuif, en ons geskiedenis, ons kultuur, ons politieke bewussyn en al daai dinge het 'n bietjie op die agtergrond geskuif, dink ek. Sou jy die materiële beskryf as die grootste, sê nou maar, stryd van daai tyd? Was daar 'n gevoel miskien onder jou tydgenote dat dit die belangrikste ding is wat hulle moet doen? Ek sal nie sê dit was 'n vreeslike passie by mense om materieel vooruit te gaan nie. Ja, dit was maar 'n normale strewe van die ontwikkelde mens om maar ten beste te doen in sy lewe. Dit wat sy hand vind om te doen, dit goed te doen en te vorder so ver as wat hy kan. Wat nie 'n ongesonde strewe en ingesteldheid is nie. Wat ek wel dink is, wat vir my, as ek terugdink aan hoekom dinge verloop het soos dit verloop het, dan is die een ding wat vir my uitstaan, vir myself, is die feit dat ons 'n baie gemaklike lewe ontwikkel het. 'n lewe waar jy ander prioriteite begin kry het,
Saam met dit jou strewe om te vorder en goed te doen en te presteer in die lewe, was daar ook die gemaklike deel, waar die lewe lekker was. Die lewe het ontspanne en aangenaam geraak, jy het gesosialiseer, jy het rondgery, vakansie gehou, partytjie gehou. Die lewe was net lekker. Hy was maklik en kommerloos en kommervry. En ek dink nie dit was 'n goeie ding vir ons nie. As jy nou net om hierdie stukkie af te handel, Christo, as jy moet terugdink, was daar enige iets wat op daai stadium, kom ons sê nou maar 'n nasionale probleem was? Iets wat mense van jou tyd oor gepraat het of aan moes aandag gee? Kyk, mense het begin praat oor die swart gevaar en bietjie van kommunisme begin 'n melding maak, maar dit was nie 'n krisis nie. Daar was eintlik geen bestaanskrisis nie. Alles was maklik en alles was aanvaar van ons is in beheer, ons doen goed, ons is in die regte posisie, ons wou altyd vry wees, ons wou 'n republiek gehad het, ons het hom gekry, ons is onder die Engelse juk uit, ons is ekonomies op ons eie en ons is besig om sterk te word, ons land het geweldige bronne wat ons ontgin en die beste van maak. Daar was nie 'n krisis nie, daar was geen krisis van geen aard nie, en dit is wat ek sê, ek dink ons probleem begin veroorsaak het, ons het oor niks bekommer nie. Christo, wil jy ons nie so 'n bietjie agtergrond gee van waar jy begin het en wat jou eie agtergrond is nie? Christo, nou, gegee sulke omstandighede, waar het jou politieke bewustheid self begin? Wel, soos ek sê, daar was eintlik geen politieke bewussyn in die omgewing waarin ek groot geword het. Daar was amper nie eens politiek gepraat by die braaivleis of by die kuiers of waar ook al nie. Dit was net nie ter sprake nie, dit was nie belangrik nie. Dit is die boereoorlog is lank jare verby, die wêreldoorlog is verby, die stryd om republiek is verby. Daar's niks om te gesels oor die politiek nie. So ek het groot geword waar daar nie die goed nie ter sprake is nie. Waar ek moes nou mooi dink waar het dinge begin, want ek kan self vir lang tyd nie verklaar het hoekom het ek so sterk politieke bewussyn opgebou nie, want dit het nie van my ouers en my ouer huis af gekom nie van my omgewing af nêrens nie. So wat was die eerste insident, kan ek amper sê, as ek so terugdink? Ons het een Sondagmiddag in die sitkamer gesit, ek en my ouers, ek was 6 jaar oud, 5, 6 jaar oud, en hy krap in 'n ou kas, amper soos 'n ou waakus, is net 'n kleiner vorm, so 'n houtkas. Die ou mense, dit was seker maar 'n ou gereedskapkas dan. En in die kas is al die jare van my pa se tyd se kiekies. Nou ek moet sê kiekies, want kiekie is 'n ander ding as 'n foto. En hy haal daai kiekies uit, ou wit en swart kiekies, en ons gaan daar deur en hy verduidelik vir my nou wat die familie, wie is wat en waar en so aan, hoe pas die goed in mekaar. En tussen hierdie kiekies kom ou goed uit soos ouma se, jy weet, oupa se geboortesertifikaat en sy belydenisafleggingssertifikaat en al daai goeders en my pa se en al daai goed. Sy skoolfoto's, weet hoe dit nou maar gaan en so. Daar was familiealbums was nog nie so algemeen nie. Jy weet, dit was maar 'n los boks vol kiekies. En tussen hierdie goed kom 'n kaartjie uit. En ek vra vir my pa nou, wat se kaartjie is die? Wat is die? Ek kon net begin lees het. En daar op die kaartjie staan Ossawa Brandwag. En agterop is my ouma se name, A.E. Conradie, Anna Elisabeth. En nou wil ek weet, uit nuuskierigheid, waaroor gaan dit? Nee, sê hy gee eintlik nie veel aandag. Dit is sommer die ouma se Ossawa Brandwag lidmaatskapkaart. Maar ek bly vra en hy begin my verduidelik en vertel toe nou so half teensiddag. En ek kom agter my ouma was 'n sterk stryder in die Ossawa Brandwagtyd. Nou reg of verkeerd, dit is nie die punt, die feit is dit was wie hulle was, my ouma en oupa. My pa self was 16 jaar oud tydens daai tydperk en self as 'n skoolkind deelgeneem in hierdie bedrywighede wat nou maar gevolg het in die tyd van die Ossawa Brandwag. So hy was ook 'n sterk Ossawa Brandwag, maar dit is vergete en verby en soos ek sê, hy stel nie eintlik meer veel belang in dit wat gebeur het. Maar ek hou aan en hy vertel my. En hoe meer hy my vertel, hoe meer het ek belang gestel. En ek dink daar is die eerste saadjie wat by my geplant is. Want soos ek sê, polities is ek nie aangewakker deur enigiemand nie. En dit is wat vir my so verbasend is of jy weet, openbarend is dat
politieke bewussyn kom meestal van nêrens af. Ek dink dit is 'n ingebore ding. Jy het dit of jy het dit nie. Jy stel belang hartlik en in jou siel in die dieper dinge van die lewe soos jou herkoms, jou geskiedenis, jou kultuur, of dalk nie. Ander mense het dalk iets meer nodig om hulle aan te wakker om daar te kom. Ek dink dis by ander mense dalk net meer sluimerend en moeiliker om wakker te maak. En dan het die mense wat onmiddellik as die vonkie daar is, dan ontplof dit in 'n vuur. En dit was maar, dink ek, met my die geval. Maar sê nou vir my, het jy 'n kort definisie vir politiek? Ek het nog nooit probeer om politiek te definieer nie, want politiek, ek dink baie daar as mense sê, politiek is 'n onding, dit hoort nie, mens moet wegdoen daarmee, dit is 'n vuilgoedse ding, jy weet, dan dink ek vir myself, hoe op aarde kry jy politiek uit die lewe uit? Want politiek het ek ervaar in my lewe, is oral, elke ding wat jy doen, elke instelling waar jy betrokke is, selfs die tennisklub het onderlinge politiek wanneer die komitee gekies word. Jy kan nie sonder politiek nie. Watter ander manier jy vind om sake te reël, eindig dit maar in 'n ander vorm van politiek. Maar wat betref partypolitiek, moet ek daarom sê, die natsap geselsies was maar teenwoordig daai tyd toe ek nou kind was, en wanneer die goed opgekom het wel, het ek my ore gespits, en wat ek daaruit gehaal het, is dat of die gevoel wat ek dadelik ervaar het is, ek self, ek wil wees waar my mense is. Ek wil stry vir dit wat my voorouers voorgestry het. My oupa in die Ossewa brandwag, my oupa Grootjie in die Boereoorlog, in die rebellie, was van my familie teenwoordig, en dis waar ek wil wees. Ek wil daai lyn wil ek deurtrek. Christo, sê vir my, het jou ouma nog geleef daai tyd wat jy die kaartjie gesien het? Ja, sy het nog geleef. Het jy haar ooit gevra daaroor? Ja, nee, ek en sy het daarna daaroor gesels, en ek het haar uitgevra. My ouma was in die Boereoorlog gebore in 1900, op 'n Ossewa, soos wat my ouma Grootjie met hulle gevlug het. Sy's invlug op 'n Ossewa gebore in die Boereoorlog. So sy kon nie veel self vertel nie, uit haar eie ervarings nie, maar ook baie van haar eie ma se en sy vertellings en goed. So ek het amper direkte vertellings gekry uit die Boereoorlog uit via my ouma. Jy moet nou 'n bietjie daarvan vertel, maar kan jy dink dat daai Boereoorlog ondervindings dalk iets uit te waai gehad het met die Ossewa brandwag storie? Ja, nee, natuurlik het dit. Die ouens in die Ossewa brandwag het 'n baie negatiewe gevoel gehad teenoor die Engelse natuurlik. Ons almal het seker, maar by hulle was dit besonder erg. En dit was vir hulle en aan die ander kant natuurlik het hulle 'n gevoel gehad vir Duitsland wat die boere bietjie gehelp het in die Boereoorlog, en omdat dit meer van ons stamlande is, jy weet, ons stam dis bietjie meer van 'n sentiment by die Duitsers gewees is, hoegenaamd by die Engelse, en daai ons het gevoel, hoe op aarde kan jy die Engelse gaan help, wat ons nou die dag nog onderdruk het, ons praat nie eens van die konsentrasiekampe en al daai goed nie, en nou moet ons veg teen die land wat ons van afstam, en wat ons gehelp het in die Boereoorlog. So ons Mousers kom daar vanaf, jy weet, en ons kan nie dit doen nie. So daai stryd en daai gesprekke en daai argumente was maar deel van 'n mense gewaarwordinge daai tyd. Daar's twee baie emosionele terme uit die Boereoorlog, en dis joiner en henshopper. Ja. Jou ouma jou enigiets daarvan vertel? O ja, nee, sy het my baie daarvan vertel. En vir my uitgewys daai tyd nog, daai plaas, daai van 'n Merwes, of van Tonners, ek noem dit maar sommer van, sy pa was 'n verraaier. En sy het hulle so uitgewys, en dan het daar 'n verskriklike bitterheid deurgeskemer. So dit is ook natuurlik iets wat aan 'n mens raak, jy weet, daai verbitterdheid wat daar uitgekom het, kon 'n mens nie onaangeraak laat nie. Jy het nou sedertdien al baie daaroor gedink, is daar enige regverdiging vir iemand wat opgee, wat hens op, of iemand wat join?
Ek het daar ook al baie oor gedink. Dis baie maklik om in retrospeksie te sê en te veroordeel. Kyk, en ons almal het 'n wrevel in verraad. Maar ek het al daaroor begin dink en gewonder, hoe weet ek of ek wat Christo Conradie is, sterk genoeg sou wees, fisies en emosioneel en geestelik, om die stryd te stry wat my voorouers gestry het. Hoe weet ek? Ek sou dalk ook te swak gewees het, ek weet nie. Sou ek het kon vat as my vrou en my kinders besig is om te sterf in die konsentrasiekampe? Jy weet, veral vandag se tyd waar ons baie meer sag geraak het vir die dood en die lyding of ongemak van ons eie mense. Vandag se ouers byvoorbeeld, as jy kyk hoe hulle na hulle kinders kyk en hoe hulle bederf en hoe hulle alles vir hulle doen in 'n maat, dit was altyd so, maar vandag se ouer is heeltemal te sag om hoegenaamd sal te kan verduur dat hulle kinders ly, of hulle vrouens ly, of hulle familie ly. Maar ek meen, daai ou mense was hard, maar hulle was ook mense, hulle het ook gely, dit moes vir hulle verskriklik moeilik gewees het. Kan jy dink, jy sit in die veld, op kommando, wetende jou kinders is besig om te sterf van die honger? So ek weet nie, dit is 'n moeilike vraag, ek was nie daar nie. Sterk vrouens ook nodig. Sterk vrouens nodig, ons het daaroor gesels. Daar was ongelooflike sterk vrouens. As ek my hoed kan afhaal vandag, is dit amper meer vir die vrouens in die konsentrasiekampe en op die plase wat agtergebly het, as vir die manne op kommando. Dit is 'n teerpuntjie daai. En dis vir my bewonderingswaardig waardeur ons vrouens is en wat hulle verduur het en aan die ander kant dapper uitgekom het en nog steeds die stryd wou gestry het, bereid was. Christo, na skool, hoe het jou pad toegeloop? Ja, kan ek net nog net twee insidente noem in my kindertyd, want ek dink dit is belangrik. Eintlik kan ek nog 'n bietjie stil staan as jy nie sal omgee nie. Die eerste ding is, ek sal vinnig daardeur gaan, dan kan ons kom waar jy nou wil wees. 'n Ding wat gebeur het is Republiekfees in Bloemfontein, die 5-jarige 66, dit was Mei maand 1966. Ek sal nooit daai oomblik vergeet in Bloemfontein in die Vrystaat Stadion, toe die Mirages daar oorvlieg, die Republiekvlag waai, wapper, elke kind, elke mens het 'n vlaggie in sy hand. Daai gees in daai oomblik is vasgebrand in my geheue, in my hele wese. Die trots is onbeskryflik gewees. Toes jy 10 jaar oud? Toes ek 10 jaar oud, ja. Nee, 8 jaar, kies. 8 jaar oud. So, as 8-jarig het ek daar gestaan en dit was vir my ongelooflike belewenis. Kom ons stap daarvan weg. Paar maande later word Dr. Verwoerd vermoor. Ek dink dit was die swartste dag in ons volk se hele bestaan. En so jy kan nou sien waar kom ek, is nou die Ossewa brandwag en praatjies in die boereoorlog stories, en toe is dit die Republiekfees, daai trots, daai vlag, wat nooit uit voor my gedagtes sal kan weggaan. Nooit, niks kan hom ooit verwyder. En toe, daai swart dag, daai swart tyd, met Dr. Verwoerd se dood, 'n hele volk in totaliteit in rou. Dit het 'n onuitwisbare indruk op my lewe gemaak. En dit het gemaak dat mens gaan grou het. Jy wil meer lees en meer weet. My ouers het nie regtig koerant gelees nie. My ma was lief vir lees. My pa was 'n boer, hy het nie tyd gehad vir lees nie. So die koerant het nie, aktuele sake was nie hoog nie op in ons huishouding nie, so dat die koerant het nie in ons huis kom, maar daai tyd koop my pa die koerant, want almal wil alles lees en te wete kom oor hierdie hele ding. Elke woord word geweeg en nog 'n keer gelees en vir weke aan mekaar word daai koerant verslind. En ek kry hom ook in die hande en ek lees ook en jy weet, jy word van baie goed bewus. En so dit was 'n geweldige insident in my lewe en waar ek ook gelees het oor H.F. Verwoerd en wat 'n mens hy was, wat 'n groot mens hy eintlik was. En as mense vandag in 'n
term praat dat hy boos is, en dit aan hom wil om sy nek wil hang, dan kan ek dit glad nie, ek kan dit glad nie daarmee saamgaan. Dat ons foute gemaak in ons verlede, dat die apartheidsbeleid mense gekwets het en onderdruk het en seer gemaak het en jy weet, ek verstaan dit alles, maar dit alles het gebeur binne 'n sekere konteks, wil ek ook sê. En daarmee is mens tog so versigtig en polities korrek te wees vandag en nie laat mense nie sê nou wil jy apartheid goed praat. Want ek kan apartheid goed praat as ek wil, maar ek gaan nie daar gaan. Die feit is Hendrik French Verwoerd was nie 'n slegte mens nie. As jy dit vir my sê, dan gaan ons heel nag stry, want hy was 'n goeie mens en hy het goeie bedoelings gehad binne die konteks van daai tyd en van daai politiek. En dit het my aangewakker om verder te ondersoek in die politiek en dit het gemaak dat die volgende insident gebeur. Dat toe die volgende insident gebeur, ek die ene ore is. Daar langs die pad was die HNP wat weggebreek het. Dit was ook iets, dit het jou ook bewus gemaak van die politiek en jy het opgelees en so het jy maar opgeskerp. Maar toe kom Floors van Jaarsveld hier in die vroeg 70s, professor Floors van Jaarsveld. En hy beweer dat hierdie die geloftefees, jy weet, hy skiet sekere feite af en hy verwater dit op sekere maniere. Nou, die ander ding wat ons in kleintyd polities en kultuur bewus gemaak het, kom ons sê veral kultureel en geskiedenis, is jou geloftefeese. Daar was altyd 'n goeie spreker by die geloftefees. En hy het wel ons kritiseer het vandag politiek gepraat op 'n meer geestelike veronderstelde dag, maar die feit is daar was die verlede is opgediep. Hy's uit mekaar uitgehaal en verduidelik en die tipe van ding. So dit het jou ook ingeskerp. En toe, so ek het baie mooi geweet waaroor die geloftefees gaan en gelofte gaan. So toe die professor daai ding aanraak, is ek dadelik op my agtervoete. Skoolseun, staan dit 6, 7 dink ek, en dit vier my dadelik aan en ek begin, ek wil net dit sê, toe op daai stadium van my lewe het ek die koerant in die huis ingebring. Na die koerant wat ek gelees het met Dr. Verwoerd se dood, het ek as kind die koerant gekoop, of my pa laat koop, en ek het hom gelees. So het ek myself, en ek het nie moordstories en ander sensasionele goed gelees nie, ek het die aktuele politiek van die dag gelees. Die Middelblad was my plek, die redaksionele kommentaar, dis wat ek gelees het as kind. So, jy verstaan, dit is maar, en niemand het my daartoe aangespoor of aangepot, of dit is maar net 'n selfdrywing gewees. So, toe die professor dit doen, en hier verskyn Eugene Ter Blanche op die toneel in die AWB, en hierdie manne teer en veer hom. Toe kry ek nou baie lekker, dit was nou vir my baie opwindend, dat hierdie professor gegryp word en geteer en veer word, want kyk, hy het dit mos daarom nou wragtig verdien, in my boeke, as 'n skoolseun. En net daar sluit ek aan, ek is sommer stigtingslid van die AWB, toe hulle uit die garage uitkom daar in Heidelberg, en die organisasie gestig het, toe sluit ek aan. En daar is ook baie oor te sê oor die AWB, kritiek te lewer, en natuurlik geregverdig. Daar is slegte dinge wat daar gebeur het, en daar is ook goeie dinge. Die goeie ding wat ek daar uitgehaal het, is dat ek dink vandag, terugskouend, was dit 'n waterskeiding in daai era, waar ek, soos ek vir jou gesê het net nou, dit mense onbetrokke was, onbewus van die politiek, passief was in die politiek en die kulturele lewe van ons volk. Eugene Ter Blanche het daai kas kom skit. Hy het 'n bewussyn gebring van, ons is Afrikaners, ons is boere, ons is 'n spesifieke volk. Hy het kom sê, maar ons verdien volksstate, ons het die republieke gehad, wat gaan nou aan dat ons 'n hele Verenigde Suid-Afrika wil hê, waar dinge nie volhoubaar is nie. Hy het dit eintlik gesien, dit is nie volhoubaar nie. Ek meen die delegasie in die laat 1819s gewees, van generaal de Wet, toe hulle Engeland toe is, om te gaan pleit vir die herstel van die republieke, daai tipe van ding, het vir my gesê, dat, dit het eintlik toe al gesê, ons is in 'n verkeerde bedeling, die politieke bedeling is nie reg nie.
Daai bewussyn is vir my baie werd gewees en ek dink baie mense in ons volk het daar bietjie weer wakker geword en begin dink oor ons posisie, waar ons is, waar ons op pad heen is dit volhoubaar, wat het ons nodig om te oorleef, hier is nou die swart gevaar begin nou 'n werklikheid word, die kommunistiese gevaar is daar, dis 'n werklikheid, dit is nie 'n pypdroom nie. Ons begin weer 'n bietjie onder 'n skaduwee van risiko inbeweeg. En die oomblik as daar gevaar dreig, dan begin mens weer politiek, kultuur, geskiedenis bewus word, dan begin jy weer wakker word en ontwaak en sê, ons moet 'n plan maak. En so, dit is die wins wat ek vandag sien wat uitgehaal is uit die AWB, daai tyd, politieke bewussyn en 'n kulturele bewussyn, verseker. Nou hoe dit verloop het verder is 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Maar die stryd het toe nou weer in alle velheid begin toeneem. Kan ek net gou vra Christo voor ons nou daarby verbygaan? Jy is nou nog op skool daai tyd en hierdie dinge gebeur met jou, maar hoe was die res van die skoolbevolking? Was jy een van 'n minderheid? Het al die manne saam met jou so gevoel of was almal maar passief? Hoe was dit? Nee, ek was amper die enigste. Die res was passief. My skoolmaats was totaal passief. Op die platteland, in 'n boeregemeenskap, dit was net nie ter sprake. Politiek was nie ter sprake nie. Die goed, jy weet, ek was van jongs af, van standaard 6 af, was ek op die debatsvereniging en die goeters gewees, en redenaarskompetisies van standaard 6 af, het ek met redenaarskompetisies ingeklim teen die groot manne in standaard 9 en 10. En so, ek het baie politiek ingebring in die debatsvereniging en so aan, en die redenaarskompetisies maar verder was dit baie stil. Die kinders het nie omgegee vir politiek nie. Hulle was nie polities bewus nie. Daar was nie 'n bewussyn nie. En selfs kultuur, ons het 'n bietjie volksspele gedoen en goed, maar dit was meer 'n grap as iets anders. Daar was nie 'n hartlike gevoel en 'n passie vir die kultuur en die geskiedenis en die politiek nie. Dis toch sommer so van die kant af, waarvoor sal jy eendag onthou wil word? Ek wil graag onthou word, ek is nie 'n geleerde mens nie, ek het geen geleerdheid nie. En ek kon nie hoogtes bereik weens die omstandighede in my lewe nie. En 'n mens moet nie jouself redes soek om nie te presteer in die lewe nie. Mens, elkeen het geleenthede en dit hang af hoe goed maak jy gebruik van jou geleenthede. Maar waarvoor ek sal wel onthou wees, dis nou dalk 'n bietjie egoïsties om daarop te antwoord, maar ek sal wel onthou word daarvoor dat ek het geen steen ooit onaangeroer gelaat om te doen wat nodig is om my volk na vryheid toe te vat, om hulle weer bewus te maak van hulle kultuur, hulle geskiedenis, hulle taal, om 'n liefde daarvoor te kweek en om uiteindelik by vryheid te kom. Ek het geen steen aangeroer gelaat om ons volk weer vry te maak, want ons is nie vry nie. Maar nou trap jy natuurlik daarin, wat is vryheid en wat beteken onvryheid? Vryheid is baie eenvoudig. Dit is simpel woord vasgevang. Jy moet oor jou eie sake kan beskik. En op alle vlakke. Jy moet in beheer wees van jou vermoë om na jou eie mense om te sien. Ja, maar as simpel voorbeelde. Ons ouers en bejaardes, wie sorg vir hulle vandag? Waar is die staat wat vir hulle moet sorg? Waar is die staat, jou eie vermoëns wat moet sorg vir jou swak, jou afvlerkmense, jou welsynsgevalle? Wie sorg vir ons armes? Wie sorg vir ons verlorenes? Wie sorg vir ons weeskinders, ons weeshuise? As jy nie vir jou eie mense kan sorg nie, en jy kan dit nie doen in 'n veelvolkige bestel nie, want ander volke voel nie vir jou mense wat jy voel. En dit ondervind ons elke dag. Wat voel ander volke vir ons skole? Die behoud van ons ethos in ons skole, ons taal en ons opleidingsinstellings. Hulle voel niks daarvoor. En jy kan net dit versorg met die hand van jou eie mense, wanneer jy self in beheer is en self die vermoë het om dit te kan doen. En jy moet vry wees, jy moet staatkundig vry wees om dit te kan doen.
Kom ons gaan 'n bietjie terug. Jy was op skool vry. Jy het vry gevoel. Ja, gevoel. En waar het jy begin om onvry te voel? Toe die onweerswolke begin opstaan van dat ons die politieke die politieke mag sal moet begin deel. Daar het my bekommernis geweldig vlam gevat. Goed, Christo, kom ons gaan nou net terug tydsgewyse. Jy was nou op skool, het jy vry gevoel en jy was 'n meerderheid van 1 gewees daarso. En toe, jy het nou gesê, jy het nie geleerdheid opgedoen nie. Wat het jy na skool gaan doen? Ek het na skool ongelukkig 'n bietjie van 'n hartseer draai in my lewe. My pa was alkoholist en die omstandighede het my gedwing om voor matriek uit die skool uit te gaan. So ek het nooit 'n akademiese matriek bereik nie. Ek moes maar uitgaan en ek het 'n basiese tegniese matriek. Dit is jou NTS nasionale tegniese sertifikaat verwerf. Dis 'n tegniese matriek sonder tale. So dit is my hoogste kwalifikasie. So ek het nooit geleerdheid. Ek moes toe nou maar uitgaan en gaan werk as 'n vakleerling by die spoorweë ten einde my familie te kon help versorg. My sissies wat op skool was, die een was 'n laatlammetjie, sy was nog eintlik 'n kleuter. My ander suster was so 2 jaar agter my. Ek het gaan help sorg vir die huis en my suster deur matriek te kry en toe tersiêre kwalifikasie te kon laat bereik. So ek self kon nie daai pad volg nie. Ek moes werk en sorg dat liggaam en siel in mekaar gehou word. Maar ja, dit nou daar gelaat. Toe het die politiek vinnig ontwikkel, 77 verkiesing en daai goed wat gevolg het en my in die stroom van politiek geplaas het, betrokke gemaak het. Ek het elke verkiesing van my lewe na skool het ek gaan werk in die strate, my voetsole deurgeloop met die werwingswerk wat mense daai jare tipe van gedoen het. Vir wie het jy dit gedoen? Maar ek het maar begin by die KP. In my tyd was dit die KP net gestig. Kyk, in 77 was die KP nog nie daar nie. Toe moet ek vir jou sê, het ek teen die bestel die politiek van die nasionale party begin stry. Daar was nog net die HNP en die AWB en die tipe van ding so. Dit was eintlik meer teen die nasionale party as vir iets anders. Maar ja, dit is maar die verloop en toe vir die KP natuurlik en later toe nou maar die Vryheidsfront waar ek maar op die provinsiale dagbestuur gedien het uiteindelik en gestaan het as 'n verteenwoordiger in die munisipale verkiesing in 2000. En daarna het ek toe nou 'n bietjie onaktief geraak in die partytetiek. Was jy ooit betrokke in formele politiek? Het jy jy het gesê jy het gestaan, het jy ingekom? Nee, ek het toe nou nie ingekom nie, ek het verloor, net verloor, maar dit was die verkiesing in 2000, ja, toe het ek die openbare politiek 'n bietjie verloor, ek het daarvan wegbeweeg, en ander dinge gedoen, ek het toe nou maar betrokke geraak by ander organisasies en goed, en ja, heeltyd aktief, moenie 'n fout maak nie, heeltyd aktief. Christo, daar is altyd interessante staaltjies en selfs gevegte waar politiek betrokke is, enigiets uit jou tyd uit. O, Jessie, ja, ek het botsings gehad op openbare vergaderings met gewigtige ouens van daai tyd, Pik Botha en F.W. de Klerk. F.W. het op 'n stadium gesê, die probleem met ons kiesers is dat daar's 'n klomp van ons wat bietjie meer bloedselle as breinselle het. En ek op 'n vergadering daar, ek dink dit was in die Valdriehoek opgespring en vir hom gesê, hy het blykbaar net breinselle, geen bloedselle nie, want hy het geen, jy weet, daar's geen emosie of gevoel na sy volk sake toe, jy weet. Waar ek verwyder is uit die saal uit. Ek was 'n paar keer verwyder uit politieke vergaderings uit. En toe ook by Pik Botha se vergadering in Klerksdorp, waar dit gegaan het oor die wigte en teenwigte, en die tipe van ding in die wonderlike grondwet wat op pad is, en ek opgespring het en vir hom gesê het, maar 'n grondwet is net soveel werd soos die papier waarop het geskryf is, want die
die mag wat in beheer is in beheer van die grondwet. En dit het uiteindelik dit is so bewys. Ek is daai aand weer verwyder uit die saal uit. En dan het ek 'n groot botsing gehad met my groot held van my kinderdae, Eugene Ter Blanche, op 'n vergadering van hom. Interessante verkiesing was daai waar die uitslaa, die navorsing of die verkiesings peilings gewys het, dat sou die HNP en die KP saam staan en mekaar nie opponeer in die kiesafdelings nie, dan sou hulle die kiesafdelings gewen het. 13 van daai kiesafdelings is toe uiteindelik verloor omdat daar nie saamgestaan is. Nou ek was toe nou nog 'n leier in die AWB gewees in die val in die Klerksdorp ook in die Stilfontein gebied. En ek is gevra deur die politieke partye om hierdie ooreenkomste help beding dat hulle mekaar nie sal opponeer nie. Soveel invloed het die AWB op daai stadium in daai gebied gehad. So ek reël 'n vergadering in die Klerksdorp saal en daar word besluit, okay, in Klerksdorp gaan net dokter ek kan nie sy naam onthou nie, die KP kandidaat staan en in Stilfontein sal Sarel Maree staan vir die HNP. Ooreenkoms bereik, maar nou moet Pieter Groenewald nou saamstem, want hy is toe nou nie op die vergadering nie. Hy is die KP kandidaat in Stilfontein. Natuurlik vandag nou die leier VF+ man. Die VF+ man van daai gebied. Maar Pieter moet nou ook saamwerk en ek kontak hom en Pieter sê nee, hy is jammer, hy staan nie terug nie, hy gaan staan. Ek sê vir hom, Pieter, maar as jy staan, dan verloor ons die setel. Hy sê nee, ons gaan hom nie verloor nie, ons gaan hom wen. Ek sê vir hom, die peilings wys dit duidelik. Hier is die peilings, ons gaan hom verloor. En dit is belangrik dat die konservatiewe kan daai setels wen. Pieter weier en hy staan. Maar op die vergadering in Klerksdorp het ek vir die gehoor gesê, toe iemand sê vir my, maar wat as Pieter Groenewald nie terugstaan nie? Toe sê ek, as Pieter Groenewald nie terugstaan nie, dan beloof ek julle, as KP-lid, sal ek gaan werk in die verkiesing vir die HNP, teen die KP. En op grond van daai onderneming het hulle toe nou gestem vir die ooreenkoms, en toe Pieter nou nie saamwerk, toe moes ek my onderneming nakom en vir die HNP gaan werk in die strate. Wat ek toe doen? Want ek gaan sê vir die mense, hier moet ons HNP stem, ons moet nie KP stem nie. Ek sê vir my eie KP mense, moet nie KP stem, nie stem HNP, laat ons die setel kan wen. En Pieter Groenewald, Dr. Pieter vandag, het my in die straat gaan oplaai en my gaan aankla by die polisiestasie vir verkiesingsbedrog, want sekere redes. Maar so staan ons die nag daar in die polisiestasie by en ek word aangekla, Pieter, ek neem verklarings daar, die polisie en so aan, en die polisieman sê vir my, ek moet vir my 'n prokureur kry. Ek sê nee, maar ek het nie 'n prokureur nodig nie. Pieter het 'n prokureur nodig, en hy is nou so pas 'n prokureur geword. Ek sê, hy is nog bietjie jonk in hierdie wêreld van die regte en die goeters. Ek dink hy moet vir my 'n goeie prokureur kry. Ek is alright, ek weet wat ek doen, want ek staan net by die waarheid. Vir die waarheid het jy nie 'n prokureur nodig. So, en so is, maar toe Pieter my optel daar waar ek besig was om te werk, het ek vir hom sê, ek sal polisiestasie toe gaan waar jy my wil aankla, maar jy sal my terugbring hier na hierdie adres toe, want hier vanaf werk ek verder. So Pieter het my toe teruggevat en langs die pad met my mooi gepraat en my probeer oortuig, maar ek is terug na die huis toe waar hy my opgelei het en ek het daarvan dan weer verder gewerk en vir die mense gesê, maar hoe ook al, die twee partye wat gestaan het toe wel veroorsaak dat ons die setel verloor. Daar's 13 setels daai verkiesing wat so verloor is, wat kon gewen gewees het. So interessante goed, agterna met het die AWB, Eugene en Pieter toe 'n vergadering in Stilfontein gehou, en ek bly vra, maar hoorie, is hierdie verkiesing belangrik, dat ons hom wen, hierdie setel, en maar Eugene ondersteun vir Pieter, hulle skop in een mis, Eugene wil nie na my luister nie, en ek sit in die gehoor, en ek sê, maar voorsitter, ek wil net van meneer Ter Blanche weet, is hierdie, want hy sê toe, dis daar, dit was 77 en 8 of 79 sy weer verkiesing was so kort na mekaar gewees. En Eugene sê, nee, maar as ons nie hierdie verkiesing nou wen nie, ons sal met die volgende verkiesing wat nou oor 2 jaar kom,
sal ons wel, jy weet, sal ons wel genoeg setels wen. Ek sê van goed, maar in ander woorde, hierdie setel is dan nie belangrik dat ons nou hierdie verkiesing wen. Is dit wat jy sê? By implikasie is dit wat jy sê. Nou antwoord hy my nie, en hy antwoord nie, en nou bly ek vra, en hy bly vra, en naderhand toe sê ek vir hom, meneer voorsitter, meneer ter Blanche antwoord nie my vraag nie. Ek is hier en ek wil die vraag wat ek vra geantwoord hê, want as hy sê vir my sê, dis nie belangrik dat ons hierdie verkiesing wen nie, hierdie setel wen hierdie verkiesing nie, dan hou ons op werk, dan hoef ons nie te stem nie, dan gaan ek vir al die mense sê, jy weet, moenie bekommer wees nie. En hy ontwyk weer my vraag, en ek val hom weer in die rede, en hy stamp die mikrofoon om, en hy gaan sit, hy sê vir die voorsitter, meneer voorsitter, daai man wil alleen praat, ek kry nou nie meer 'n woord in nie, en sal julle hom asseblief verwyder. So die AWB se sekuriteitsafdeling kom toe na my toe, om my te verwyder uit die saal uit. En toe sê ek vir hulle, nee goed, dis reg. En nou jy weet, op daai stadium is ek voorsitter, ek is voorsitter van die hele omgewing se raad. Wat het hulle het genoem daai tyd, die AWB se een of ander raad. Maar in elk geval, so is ek toe nou daar uit, ek sê vir hulle, is reg, jy hoef my nie uit te smyt nie, ek sal maar self loop. So is ek in die AWB se paai toe uit mekaar uit. Christo, ek wil graag vir jou vra oor Eugene ter Blanche, soos net so vinnige stappie oor sy geskiedenis en jou belewenis van hom. Ja, dis nou nie die gewilde persoonlikheid om te verdedig nie. Mense distansieer hulle graag van hom, omdat jy weet, daar's nou baie storieetjies wat ook aangedik is, wat hom in 'n slegte, wat hom as 'n regtig as 'n karikatuur voorstel, en mense verloon hom. Ek kan hom nie verloon nie, en ek sal hom nooit verloon nie. Tot vandag toe het ek dit nog nooit gedoen, selfs toe ons op 'n slegte basis was, jy weet, het ek altyd gesê, Eugene het foute gemaak, natuurlik het hy foute gemaak, natuurlik het hy soms die onwerklike probeer najag, of nagestrewe. Die feit is, en dis wat vir my saak maak, wat vir my saak maak as ek 'n mens beoordeel is, uit 'n politieke en 'n kulturele hoek uit, sê ek, is dit my mense hierdie? Is hierdie ou van my mense? Is hy lief vir dit waarvoor ek lief is? Is hy lief vir sy volk? Is hy lief vir sy taal? Is hy lief vir sy kultuur? En Eugene ter Blanche was hartlik, hart en siel lief vir sy volk en vir sy kultuur, sy taal, sy geskiedenis. En daarvoor admireer ek hom. En daarvoor sal ek hom nooit, daarom sal ek hom nooit afskryf en diskrediteer. Hy het in 'n tyd dinge probeer doen wat mense hom nie kan verkwalik nie. Ons moet altyd onthou, daai tyd het die regses, die sogenaamde regses waarvan ek deel is en met trots deel was, het die gevaar gesien kom. Ons was nugter en oop genoeg om te besef, die ding wat hier nou besig is om te gebeur, gaan nie goed vir ons uitloop. En Eugene het dit gesien lank voor my. En dit is wat hy verkondig het. En dis wat hy probeer doen het, is om te sê, kom ons kry vir onsself iewers selfbeskikking, beheer oor onsself. Kom ons behou iewers 'n stuk grond of 'n plek of 'n republiek uit, 'n volksstaat of wat ook al, waar ons beheer oor onsself kan hou. Natuurlik was dit prakties amper onuitvoerbaar. Dit weet ons vandag in retrospeksie. Ja, daar was mense wat dit daai tyd al besef het, soos die Justus en Prof Karel hulle, en dit is ook so. Maar oppervlakkig beskou was ons besig om uitverkoop te word. En dit weet ons vandag. En hier sit ons met die probleem. Het ons maar daai tyd net een of ander vorm van sy idee gemaak werk. En mense sê nou, dis maklik, en ek sê dit ook soms, ja, dit kon nooit gewerk het nie, want ons het nie eensstemmigheid gehad oor waar ons in die eerste plek 'n volksstaat sou neersit. In die tweede plek was daar oral 'n demografiese probleem. Nou, dit weet ons nou, maar ek sê nog, dat dit is nie so, dit is nie waar, dat daar geen opsie was nie. Daar kon iets gemaak werk word. En terug by Eugene,
hy het dom dinge gedoen, dit is daai ding van benoude katte maak benoude spronge. Ons almal het dit gedoen. Ek het simpel goed gedoen. Ek sê dit hier op, jy weet, dit maak nie saak, niemand kan my daarvoor meer in die tronk stop nie, want daar is nie meer bewyse nie. Maar dis die tipe goed wat ons gedoen het. So ek neem nie vir Eugene daaroor kwaadlik nie, ek neem nie die AWB ouens wat daarin was kwaadlik nie, hulle het hom gevolg, want hulle het geweet ons het moeilikheid, hulle het net nie ander uitweg gehad nie. Die mense wat nou slimmer is vandag, het nie daai tyd na vore getree met hulle slimheid en 'n alternatief kom stel nie. Hulle enigste plan was, die slim mense van vandag, of van daai tyd, is om mag oor te gee en mag te deel. Dit het ook nie gewerk nie en ons het geweet dit gaan nie werk nie, want dit kan nie werk nie. As jy Afrika ken en die Afrika mense, dan weet jy dit kan nie werk nie. So, dis nie asof mens neersien op hulle nie, maar dis 'n geval van kultuurverskille, dis 'n geval van baie groot verskille, wat ons van die staanspoor af geweet het, gaan nie werk nie. En dit het nie gewerk nie, dit gaan nooit werk nie. So ek neem nie vir Eugene kwaadlik nie, ek sal hom nooit diskrediteer nie. Vir my bly hy een van die grootste Afrikaners wat ek ooit in my lewe ontmoet het. En ek eer hom daarvoor. Christo, was daar ander interessante of noemenswaardige karakters uit jou tyd uit? Wat ek ontmoet het. Ja, wat jy nou persoonlike kennis van het. Yes, ja, in die politieke tyd was daar baie, daar's baie mense wat ekstreme idees en ideologieë jy weet opgestaan het en wat die politiek vir mens aan die konservatiewe kant baie moeilik gemaak het. En nog steeds maak, dit is vandag nog so, dit is maar so, ons Afrikaners dink elkeen op sy eie manier aan sekere dinge, met sy eie oplossings en sy manier is die regte manier en klaar, en geen afwyking daarvan. Dit het ouma baie teëgekom. Nee, ek dink nie ek kan iemand uitsonder nie. Ek dink nie op die stadium kan ek dit doen nie. Daar was klomp interessante karakters en figure in my tyd, maar ja, ek dink nie ek kan iemand uitsonder nie. Christo, jy het 'n interessante woord genoem, jy het gesê ons is uitverkoop. En toe het jy later aan gesê ons het oorgegee, ons het mag oorgegee. Raai bietjie uit. Ja, dis maar die term uitverkoop is nou maar dis die term wat ons baie in die algemeen in die volksmond gebruik aan ons kant. Hoe definieer mens dit en mag oorgee? Ek dink dit kom maar net daarop neer. Jy het jou die beskikking oor jou eie beheer en mag. Het jy prys gegee, jy het dit oorgegee en gedeel, jy het dit aangegee aan 'n mag waarin jou mense nooit regtig 'n groot sê kan hê nie, want ons is 'n minderheid. So ek dink uitverkoop in my term beteken ons het ons beheer oor onsself weggegee. Goed, uitverkoop laat in my sin, om dit nou so te verduidelik, beteken daar was 'n ander motief geweest. Daar was 'n duistere motief, daar was jy weet iets wat hulle wou bereik daarmee. Dit is nie wat jy bedoel. Nee, ek dink nie so nie. Ek is nie 'n ou wat baie maklik glo aan samesweringsteorieë en die tipe van ding nie. En ek om terug te kom na F.W. de Klerk toe in persoon. Daar's baie slegte gevoelens aan ons konservatiewe kant teens hom en tereg ook. Ons verkwalik hom en ons mag hom verkwalik dat hy ons op hierdie pad gevat het en nie vir ons gesorg het dat ons mag of 'n proporsie van die mag behou het wat vir ons kon deursien en alself kon laat kyk het. Die feit van die saak is, ek dink nie in my konservatiewe vriende gaan vir my daarvoor verkwalik. Ek dink nie F.W. de Klerk was ook 'n slegte mens inherent nie. Ek dink nie hy het kwade bedoelings opsetlik gehad met sy volk nie. Ek dink F.W. was uiters naïef. Ek dink hy was naïef daarin dat hy gedink het en geglo het dat hy in goedertrou, die woord wat hy baie gebruik het, die mag kan oorgee en dat ons die mense kan vertrou, die Mbekis en die Mandelas wat goeie geleerde mense was en
jy weet, nie vir ons sou op die pad na die onderhandelinge in die steek sou laat nie. Hulle sou nie omdraai teen hulle woord nie. Hy het 'n vertroue in hulle gehad. En dit is 'n valse vertroue gewees. Ek meen dit sê die ANC mense nou. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons speel saam en kom ons sê ja en ons gaan aan en ons kry die mag in ons eie hande. En wanneer ons eers die mag het, dan kan ons verder gaan met ons revolusie, wat dit ook al die aspekte van dit betref. En dis wat hulle nou doen. Hulle doen dit. Hulle het ons verneek. Hulle het goeders onderneem in die skikking van 94 wat hulle nou nie nakom nie, waarteen hulle draai en hulle kom nie hulle kant na nie. Nou EW dit nie sien kom nie. Hy dit nie verstaan nie, want ek sê baie keer, jy moet die Afrika mens verstaan, jy moet sy binnekant ken. En ek dink nie EW dit geken nie, hy het dit nie verstaan nie, want hy het nooit met dit te doen gehad nie. Ek my swart landgenote, se binnekant. Ek het saam met hulle gewerk, ek het saam met honderde van hulle gewerk. Ek het op konstruksiejare, het ek uitgegaan op konstruksie met 150, 200 swart werkers. Dan is ek so stoksiel alleen met hulle daar buite in die veld op konstruksie. Dan sit ek in die aande saam met hulle om die kampvuur en ek luister na hulle stories. En ek luister na hulle, jy weet, hoe hulle die wêreld beskou. En dan kom hulle innerlike uit. En ek het so bietjie, ek kan nie Tswana praat nie, maar ek kan hom so bietjie opvang. So ek kon so bietjie verstaan waaroor hulle praat en wat hulle sê en wat hulle doen, hoe hulle dinge doen. En as kind selfs op die plaas, het ek baie gaan jag in die nagte as 'n klein seentjie saam met my swart vriende en maatjies. Gaan uistervarke jag en springhase en goed en met die windtonne. En so het ek hulle leer ken, daar in die veld, waar jy nou weer om 'n vuur sit, of by hulle huise waar ons suurpap eet, waar jy ver van my huis af is en dors en honger is, en daar by hulle huise gaan eet, en jy leer hulle ken. Het EW hierdie mense geken? Nou ek wil nie daarop uitbrei nie, want dit kan polities baie negatief raak, of inkorrek raak. Maar die feit is, ek het geweet, dat jy kan nie die ANC vertrou nie. En baie van ons het dit geweet, Eugene het dit geweet, die regstes het dit geweet, hulle het dit verstaan. Jy kan nie mag oorgee in hulle hande oor jouself nie. Dit gaan nie werk nie. En dit is waar ons nou sit. Ek bedoel, ons skole is, meer as die helfte is nou al vir Engels. Hulle gee nie flenter om vir ons een van die ooreenkomste wat ons gehad het, om ons skole, ons taal te beskerm. Hulle gee nie 'n flenter daarvoor, hulle kom nie hulle ooreenkomste na nie. Ons universiteite vir Engels al net voor die voet, hulle gee nie 'n flenter om vir ons net een enkele Afrikaanse universiteit te gun nie. Wat se ooreenkomste is dit? Wat se tipe vernoot is dit? Wat so teruggaan op sy woord? Wat so blaatant oneerlik is? Wat so blaatant geniepsag is? Om ons mense in die land uit te dryf, en ons ekonomies te onderdruk, ons uit te sluit op soveel gebiede. Dis mos nie die ooreenkoms wat ons 94 gesluit het. Die ooreenkoms was een van goedertrou, van samewerking, van gelykheid. Die land behoort aan ons almal. Daar is nie toegesê ons gaan julle grond vat sonder om julle te betaal nie. Dit was nooit op die boeke nie. Maar ek het, soos ek vir Pik Botha gesê het in die stadsaal in Klerksdorp, die grondwet is net mooi niks werd nie. Want hulle gaan hom kan verander soos hulle wil. Al het jy groot klomp splinterpartye aan die swart kant. As dit gaan oor 'n saak soos grondonteiening, het hulle 'n gemeene deler. Dan stem hulle almal saam en hulle druk die grondwet deur. Hulle verander hom soos hulle wil. So nee, dit was wat in my boeke is dit magsoorgawe, dis uitverkoping van ons as Afrikaner in die ergste opseene graad. Christo, ek wil nou vir jou vra, as jy met die kennis wat jy daai tyd gehad het, in de Klerk se posisie was, wat sou jy gedoen het, versus nou, wat jy 'n paar jaar ekstra ondervinding het, wat sou jy nou gedoen het? Wat is die oplossing nou? Ja, daai is, dis die vraag. En ons is geneig om vandag te sê, daar was nie 'n ander opsie, en ek verskil ewig. Want uit 'n posisie van mag,
wat ons gehad het, kan jy 'n ding maak werk. Jy kan 'n plan uitrol en vir die wêreld sê, kyk wêreld, ons weet die swart mense moet ook politieke regte kry en mag kry. Maar dis hoe ons dit gaan doen. Hier's die plan. Ons rol hom so uit en ons gee vir hulle wat ons moontlik kan gee, soveel as moontlik, maar ons hou vir ons iets uit waar ons soewerein kan wees en bly. Waar ons die vermoë kan behou om na onsself te kyk, vir onsself te sorg, ook wat ons veiligheid betref en beskerming van al ons kultuur en taal en politieke regte. Wat dit ook al mag gewees het. Ons weet vandag by nabetragting dat die beste plek is die Noord-Kaap waar uilbevolking, ons almal het dit nie daai tyd gesien nie. Maar as ons dit nie, maak nie saak nie, al het ons dit nie gesien nie, dan moes ons 'n ander plan uitgewerk het. En dit gemaak werk het. En as daai plan nou nie volhoubaar was nie, dan het jy hom langs die pad vervorm tot hy gewerk het. Maar dit kan jy net doen in 'n posisie van mag uit. Ons het die mag weggegee en daarom kan ons nie meer planne uitvoer nie. Ons is nou uitgelewer aan die planne en die idees van die ANC. Ons speel geen rol meer in daai planne nie, want ons is 'n minderheid van 'n minderheid. So as ek in EW se skoene was, het ek 'n volksstaat uitgeroep, om die grense getrek, en as ons nou daaroor vir 3 of nog 5 jaar moes gestry het, en intussen die veiligheidssituasie moes verduur het, soos wat dit was daai tyd, dan moes dit maar gedoen het, want ons verloor in elk geval menselewens in bloed en goed, ons word nog steeds uitvermoor, so hoekom nie maar nog aangehou het met die oorlog nie, tot ons 'n manier gekry het, wat vir almal aanvaarbaar was op daai stadium. En die ANC sou maar ook in elk geval op 'n stadium moes een of ander opsie aanvaar het, al was dit nie heeltemal wat hulle gehad het, soos wat hulle nou gekry het nie, hulle het nou alles op 'n skinkbord gekry. Maar hulle sou ook maar iets moes opgeoffer het, en kantons, state, wat ook al, iets moes gewerk het, waar jy jou eie mag kon bou het. En daarvan af kon ons gewerk het. Maar nou sit ons in 2025 en dinge het nou nie goed verloop nie, wat nou? Ja, nou is ons in groot moeilikheid, want ons het geen mag nie, ons het geen vermoë nie. Ons is in die swakste posisie waar ons ooit was, want waar ons ooit ook al was teen 'n wêreldmag, 'n wêreldmoondheid, al was ons so 'n klein spikkeltjie van 'n minderheid, kon ons hulle aanvat, want ons het die vermoë gehad. Ons het Mausers gehad en kanonnetjies en perde, en ons kon op die perd spring en oorlog maak. Nou kan ons niks doen nie, want die magsbalans het so verander, dat jy kan, ons is nou in totale onvermoë. Ons kan nie teen 'n staat opstaan as 'n minderheid. Jy kan teen 'n staat opstaan as jy binne in 'n groot meerderheid massa is. Soos wat die ANC teen die staat opgestaan het destyds. Hy verdwyn net in die massa. En hy terroriseer, en hy vat jou aan, en hy maak jou seer. Ons as 'n minderheid kan dit nie doen nie. Jy staan uit soos 'n muurshoop daar in die vlakte. Ons is in totale onvermoë. Van oorlog kan jy nie praat nie. Van geweld om jou mag of jou regte met geweld af te dwing, of jou onafhanklikheid of soewereiniteit of watter vorm ook al, dit is vergeet, dit gaan nie gebeur nie. Ons het nie die fisiese vermoë en die mag nie. Polities is ons uitgelewer aan mense wat ons niks gun nie. Soos 'n niks. So, wat is die oplossing? Die oplossing is maar net Oranje. En soos ek vroeër gesê het, in my hele lewe, in amper 50 jaar se politieke loopbaan, as ek dit so kan noem, het ons geen sukses bereik nie. Alles wat ek gedoen het, al die sweet, al die energie, al die geld wat ingegaan het in die politiek in, was alles te vergeefs. Ons het daardeur niks bereik nie, inteendeel ons net verloor. Die enigste opflikkering was die verkiesing wat ek gehelp wen het in Potchefstroom, toe Beyers daai setel gewen het, en dit was ook ons doodsteek, want toe het de Klerk daai magnifieke skuif gemaak om 'n referendum uit te roep, wat hy gesorg het ons verloor, die ja-stem het gewen, en dit was die einde van ons. Baie mense maak vrede of verkies selfs die ou Suid-Afrika. Ek verskil daar.
Iemand baie gesaghebend in ons geleerder het onlangs vir my daai standpunt gehuldig en gesê, my gevra, is ons kultureel, het ons mense daar buite die kulturele kapasiteit om Oranje te wil maak werk? En hy het my ontkant gevang en ek het 'n bietjie gestuier, maar op 'n stadium toe sê ek dink ons mense daar buite het dit. Dis net sluimerend. Dis net sluimerend want niks dwing hulle nog hard genoeg. Die kapings en die rowe en die moorde daar buite is nog nie genoeg. Want dit is nog dit gebeur met die buurman of ou daar in die ander buurt of iemand wat hy ken of geken het of iemand wat vertel. Maar dit gebeur nog nie op 'n groot genoeg. Dis hierdie long slow death wat ons nou ondervind, jy weet. Dit gebeur nie vinnig genoeg, hard genoeg, seer genoeg dat ons mense kollektief opspring en sê nou genoeg is genoeg. Jy weet, nou moet ons uitspring en 'n opsie soek. Ons moet almal Oranje toe gaan. Kom ons gaan ons groot poging spring op nie. Ons mense leef goed daar buite. Ek was nou vir 3 weke daar in Gauteng en oral, ook in my dorp van herkoms daar in Potchefstroom. Die mense leef goed. Hulle is relatief veilig. Die misdaad wat gebeur is redelik onder beheer. Die hele dorp is onder kameras en hekke en heininge en goeters en jy word besteel hier en daar en jy skryf dit maar af, jy raak gewoond aan die steel. Fiets hier weg en 'n TV daar, ag wat ons vervang om die versekering betaal uit, jy weet, ons gaan al met ons lewens, maar ons het nog steeds 'n goeie sosiale lewe. Daar word tennis gespeel en golf gespeel en cricket en daar word partytjies gehou en gekuier en uitgeëet en dis 'n lekker lewe. Mense doen eintlik goed. Die breë Afrikaner volk doen goed. Daar is die mense wat bitter swaar kry, dit is 'n ander geval. Maar in die algemeen leef nog te lekker en te goed. Daai sekuriteitskomplekse het alles wat oop en toe maak. Daar binne die komplekse is alles wat jy nodig het. Jy hoef amper nie daar uit te gaan nie. En hulle verdien goeie geld, hulle werk baie goed. Ons Afrikaners is baie kreatief, is baie hardwerkend, is baie gedissiplineerd, hulle vorder goed in die plekke waar hulle werk en waar hulle besigheid doen. Hulle doen goed in besigheid, hulle is kreatief, hulle raak sterk in die besigheidswêreld, sakewêreld. So dit gaan met ons mense te goed. Maar moenie vir my sê dit is nie sluimerend hier om vry te wil wees nie en dat hulle nie van die goed hou wat gebeur hier rondom hulle. Ek dink dit sal kom. Ons het 'n paar jaar terug, was daar 'n peiling geweest wat Media 24, ek dink was nog nasionale pers gehou het, 'n steekproef om te vra hoeveel van ons Afrikaners stel belang in 'n volksstaat of dink 'n volksstaat is 'n goeie idee. En daar was by die 70 of net oor die 70% van Afrikaners wat 'n volksstaat idee ondersteun het. Maar dit beteken nie as hy hom in sy onderbewussyn ondersteun, hy gaan fisies dit uitvoer nie, want hy kan fisies dit nie doen nie. Hy gaan moet hard gedwing word deur omstandighede om dit te doen, of die geleenthede moet hier geskep word. Nou dis waarmee ons besig is. Ons skep elke dag al meer en meer geleenthede. En nou wil ek iets sê, wat nou ook baie kontroversieel kan wees. Waar staan ons op hierdie oomblik met die hele ommekeer, hierdie revolusie wat in die wêreld plaasgevind het van Januarie af met Trump, met die Trump ding wat gebeur het. Hierdie is 'n soewereine staat. Dis 'n staat wat jy nie kan kom voorskryf hoe hy sy politiek moet uitvoer of van sy land moet afstaan vir ander volke of dis meer nie. Dit gaan nie gebeur nie. Wat kan Trump wel vir ons doen? Hy kan ons 1000 miljard dollar skenk. Of dalk net die helfte of 'n kwart daarvan. Wat kan ons daarmee doen? Weet jy wat kan Afrikaners met wesenlike bedrag geld doen? Christo, jy praat van ons, ek neem aan jy verwys na Afrikaners. Is daar 'n onderskeid hier tussen Afrikaners en ander, sê nou maar blankes? Ek dink die onderskeid wat jy binne Afrikaner geleerdere kry, is die wat Afrikaners wil wees en die wat dit nie wil wees. Daar is Afrikaners wat Afrikanerskap eintlik afgeskryf het. Daar's die mense wat sê hulle bedank sommer uit die Afrikanerskap uit. Dis hulle goeie reg, dis hulle reg, hulle kan so doen en dit is dalk goeie
Dis dalk 'n goeie ding as mense hulle self onderskei en hulle self verwyder. Dan is daar is Afrikaners, soos ek nou gesê het, wie se bewussyn baie laag is, maar hy slymerend en hy gaan ontwaak. Hy gaan ontwaak en hy kan ontwaak en dit gaan nie veel kos om hom te laat ontwaak en dan fisiese stappe te neem nie. Maar ek dink ons Afrikaners, die Afrikaner wat ons graag sal wil sien, is die Afrikaner wat lief is vir sy taal, vir sy kultuur, wat lief is vir sy mense, wat lief is vir sy Afrikaner wees. En veral by wie daar in sy binnekant 'n vryheidsvlam brand. Jy kan nie 'n Afrikaner wees as jy nie 'n vryheidsstrewe binne in jou ervaar nie. Daai Afrikaner bestaan nie. Dit is nie meer 'n Afrikaner nie. Jy is nie meer 'n Afrikaner as die vryheidsvlam nie in jou brand nie. Is kultuur 'n keuse? Ek dink nie dis 'n keuse nie. As jy Afrikaner is, dan is dit net eenvoudig deel van jou. Want jy kan nie 'n Afrikaner wees as jy nie kultuurbewus is nie. Dan raak jy 'n individu wat oral inpas en integreer en niks word nie. Om 'n Afrikaner te bly, sal jy outomaties 'n kulturele inhoud hê. Maar kan jy besluit om 'n Duitser te word of 'n Fransman? Ek weet nie wat my aanbetref nie. Ek self sal nie kan nie. Ek kan net 'n Afrikaner wees. En ek kan nie besluit om iets anders te word nie. Ek kan besluit dalk om in Duitsland te gaan bly, maar ek gaan 'n Afrikaner bly. Dit kan nie my wese as Afrikaner verander nie. Daar is mense wat in hulle siel as Afrikaner sterf. Daar is mense wat emigreer en vergeet van Afrikaner wees en nie omgee daarvoor nie. Daar is sulke mense, dit is die werklikheid. Daar is mense wat wil en sal integreer en dit doen op hierdie stadium tussen ander volke in. Hy is nie 'n Afrikaner nie. Daai kulturele inhoud is net nie daar nie. En mense verskil. Dit moet ons aanvaar. Is Afrikaners spesiaal of beter as ander volke, ander mense, ander groepe? Jy moet my nou nie verlei nie om nou daai vraag uit my hart uit te antwoord. Nee, ek dink nie ons moet ooit neersien op ander volke nie, of ons moet ons nie self beter hou nie, as ek dit so in eenvoudige taal kan stel nie. Ons moet nederig wees en net wees wat die liewe Vader ons gemaak het en vir ons mee toegerus het. Ek is wel baie trots om op Afrikaners. Ek weet dis 'n uitmuntende volk, 'n volk wat ongelooflik presteer het in die verlede en nog op die oomblik doen. Kyk na ons boere, kyk na ons sakemanne, kyk na ons ingenieurs. Dit bly steeds van die beste in die wêreld. Nou ons kan nie dit wegredeneer. Jy kan nie dit weg. Ons is 'n top volk. Ons gene is 'n top genepool en ons presteer. En al wat ek net sê is ons moet nederig daaroor wees. Dis 'n gawe van die liewe Vader. Maar jy kan dit nie wegredeneer nie. Maar as 'n mens sê die haie is beter as die blou bulle, Christo, dit mag jy tog. Nee, jy kan dit doen, ja. Nee, jy kan dit doen. Maar ek is trots op my Afrikaners, my Afrikaner volk. Ek dink hulle is regtig 'n topvolk en as ander nie so goed soos ons is nie, dan moet hulle dalk bietjie harder werk. Christo, jy het nou 'n bietjie teleurstelling uitgespreek oor die verloop van die politiek. Het jy hoop? Ek het altyd hoop, want jou hoop is gebaseer op jou geloof. As ons nie hoop het nie, dan is daar fout met ons geloof. Waar ons is nou, soos ek uitgewys het, is 'n baie swak posisie. Menslik gesproke, is ons op 'n plek waar ons geen hoop het nie. Menslik gesproke is dit die einde van die Afrikaner se pad. Hy gaan hier tot 'n einde kom, hy gaan disintegreer. Maar ek werk nie op menslike basis nie. Ek werk op die basis van die liewe Here wat vir ons gemaak het as 'n volk. Hy is die skepper van volkere en nasies. En as hy ons geskep het, sal hy ons in stand hou, as dit sy wil is.
en daar is by hoop. Ek weet dat die Here dinge verander met die omkeer van soos jy jou hand so kan omkeer, in 'n oomblik. Die ding wat gebeur het nou in Amerika met Trump, wie het dit 'n maand of wat voor die tyd kon voorsien? Watter slim geleerde mens kon so slim wees om dit te kon voorsien? Niemand nie. En ek wil my nie myself op die skouer klop nie, ek wil nie goedkoop wees nie, maar een ding wat ek deurlopend in my lewe getuig, en my vriende om my, met wie ek elke dag skouers skuur, sal vir jou dit sê. Ek sê dit, ek getuig dit gereeld, dat ek glo die Here sal vir ons uitkoms bring, en hy sal dit doen op sy manier wat ons nie kan voorsien nie. Ons moet aanhou doen wat ons hand vind om te doen. Ons moet in posisie wees, ons moet onsself posisioneer vir daai verandering, sodat ons positief daarop kan uitspeel, en hy sal kom, en met 'n handomkeer sal hy alles verander, en ons in staat stel om te bereik wat ons wil bereik, mits ons ingestel is daarop. In die eerste plek, die bewusheid net dat dit in sy hande is, in die tweede plek, dat ons daarna tot eer van hom moet lewe, altyd tot eer van hom moet lewe. En dit moet ons eerlik in ons sê, en dit is dalk my grootste bekommernis, is ons geestelik daar, vergeet van polities of kultureel of wat ook al, is ons geestelik daar waar ons hulp verdien. Christo Conradie, baie dankie vir 'n interessante gesprek, en ek hoop dat die vlam wat brand nie sal blus nie. Dankie, nee, glo my, hy sal nie blus nie. Dis net die laaste asem wat hom sal uitblus.